Hallo maats, Abba Vader sê in Deuteronomium 4 vers 2, julle mag by die woord wat ek julle beveel niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie, sodat julle die gebooie van Jotawah julle God mag onderhou wat ek julle beveel het. Met ander woorde maats, ons mag niks uitskeer of uittippeks uit die oorspronklike woord van Abba Vader nie. Ons weet Moses was die enigste een wat berg Sinai opgegaan het en was vir 40 dae en 40 nagte op die berg. En net voor hy afkom, gee Abba Vader vir Moses die volgende instruksie. Abba Vader sê vir hom in Eksodus 31 vers 13 tot 17, julle moet sekerlik my sabbate onderhou, want dit is 'n teken tussen my en julle geslagte, sodat die mense kan weet dat ek julle God is wat julle heilig. Onderhou dan die Sabbat, want dit moet vir julle heilig wees. Hy wat dit ontheilig, moet sekerlik gedood word, want elkeen wat daarop werk verrig, die siel moet uitgeroei word onder sy volksgenote. 6 dae lank kan werk verrig word, maar op die 7de dag moet dit wees 'n dag van volkome rus, 'n heilige dag. Elkeen wat op die Sabbatdag werk doen, moet sekerlik gedood word. En die kinders van Israel moet die Sabbat onderhou deur die Sabbat te vier in hulle geslagte as 'n ewige verbond. Tussen my en die kinders van Israel is dit vir ewige teken, want in 6 dae het Jotawah die hemel en die aarde gemaak, maar op die 7de dag het hy gerus en hom verkoop. So Abba Vader se 4de gebod op die kliptafels in Eksodus 20 vers 8 tot 11 sê ook gedenk die Sabbat, dat dit heilig is. 6 dae moet jy arbeid. En Abba Vader sê ons mag nie werk op die 7de dag nie. En Abba Vader sê, want hy gee vir ons die rede, want in 6 dae het Abba Vader die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. En daarom het Jotawah die Sabbatdag geseën en het geheilig. Maats, het jy geweet, die 4de gebod is die gebod waar Abba Vader die meeste inligting vir ons oorgee. So hoekom dink julle? Is dit omdat Abba Vader geweet het, dis die gebod waar die duiwel net soveel verwarring en misleiding gaan saai? So maats, dink daaroor, toe Abba Vader vir Moses die 4de gebod gegee het om die Sabbat te heilig, was dit die eerste keer wat Abba Vader iets daaroor gesê het? Nee, want Abba Vader sê net, na hy in 6 dae alles gemaak het, sê in Genesis 1, na Abba Vader in 6 dae alles gemaak het, sê sy woord in Genesis 1 vers 31, toe sien Jotawah alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed, en dit was aand en dit was môre, die 6de dag. Dan Genesis 2 vers 1 tot 3 sê, so is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. En Jotawah het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En Jotawah het die 7de dag geseën en het geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat hy geskaap het deur dit te maak. Maar die Hebreëse woord vir Sabbat is die woordjie Shabbat. Shabbat, sê gou, Shabbat. Shabbat. Shabbat beteken om te rus of om te stop met wat jy doen. So Abba Vader het na 6 dae, toe hy die aarde geskaap het, na alles daarin, na 6 dae het hy gestop. En dan staan daar, Abba Vader het hierdie dag geseën en dit geheilig. Maar het julle geweet, dis die eerste ding, dan ook die enigste dag in die week, wat Abba Vader geseën en geheilig het. Nou, in 1 Kronieke 17 vers 27 staan, as Abba Vader iets geseën het, dan bly dit geseën tot in ewigheid. Maar Shabbat is 'n geskenk wat Abba Vader vir ons gegee het. En Shabbat is daarom te rus. En wanneer ons rus op Shabbat, dan voorsien Abba Vader bonatuurlik. Onthou toe Abba Vader manna in die woestyn voorsien het, toe sê Abba Vader vir Moses in Eksodus 16 vers 4 tot 5, op die 6de dag moet hulle dubbeld soveel manna optel. Die woord sê in Eksodus 16 vers 25, en hulle het dit gebere tot die môre toe, soos Moses beveel het, en dit het nie bederwe nie, en daar het geen wurms ingekom nie.
Maats, het julle geweet, as die kinders van Israel meer manna opgetel het as wat hulle moes op enige ander dag, dan het dit wurms gekry en het dit gevrot, maar nie op die 6de dag nie, want dit moes gehou geword het vir die 7de dag. En die woord van Abba Vader sê, dis Abba Vader se Sabbat. En as ons, as sy kinders, sy Shabbat, sy bestemde tyd gedenk, dit onderhou en heilig hou, sal die seën en die vreugde van Abba Vader oor ons wees. Ja, Abba Vader sê in Jesaja 56 vers 2, wel geluksalig is die mens wat dit doen en die mensekind wat daaraan vashou, wat die Sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie en sy hand terughou, dat hy geen kwaad doen nie. So ons het gesien in Eksodus 31 sê Abba Vader, sy Sabbat is vir ewig geteken vir die wêreld om te sien, en dit was en is nog steeds altyd 'n teken vir die wêreld dat ons as Abba Vader se volk, sy heilige priesterdom, werk net 6 dae 'n week en ons onderhou en gedenk die Sabbat wat ons lewende God, Jotewawei, geheilig het. Maats, dit laat my dink aan die storie van die ou wat gehoor het, hy kan sy tekkies gaan regmaak by Skalk se skoenwinkel onder in die dorp. En hy loop toe soontoe en sien hierdie groot teken wat sê Skalk se skoenwinkel. Maar toe hy nader loop, toe sien hy, maar daar is niks skoene binne nie. En die deur is toegesluit. En hy dog toe, maar die ou is seker dag af en besluit toe om 2 weke later terug te kom om te sien, maar Skalk se teken is nie meer op die muur nie en die winkel is leeg. Jy sien maats, toe die ou sien, maar die teken is nie meer op nie, toe weet hy die winkel het toegemaak. Maar solank as wat die teken nog op was, was dit nog 'n bewys dat die winkel oop is. Net so is dit ook 'n teken vir die wêreld as ons die Sabbat onderhou. Ons is vol foute en ons het sondes, maar as ons Abba Vader se Sabbat heilig, gedenk en onderhou, is dit 'n teken dat ons sy kinders is, dat ons Papa God se kinders is en dat ons nougeset saam met hom wil wandel, sy woord gehoorsaam. Die Sabbat is met ander woorde nie net 'n dag van rus nie, maar ook 'n teken van ons vertroue in Papa God vir die wêreld. Almal kan sien, ons is hom gehoorsaam. So maats, dink gou daaroor. As jy of 'n oom of 'n tannie met 'n trouring sien, wat beteken dit vir jou? Ons weet dadelik daardie persoon is getroud, nê? Want die ring is die simbool van 'n verbond met iemand. Die Sabbat is die teken van verbond. En as ons die Sabbat onderhou, vergelyk dit met die ring aan die vinger van 'n bruid of 'n bruidegom. En daarom sal ons Vader gehoorsaam en dit is die teken vir die wêreld om te sien. Maar ons is in verbond met Abba Vader. Kom ons bid saam, maat. Papa God, dankie vir die Sabbatdag. Dankie dat U vir ons die Sabbatdag gegee het om te rus en dat U gesê het ons moet dit heilig en daarom wil ons U gehoorsaam. Ons eer U, Papa God. Ons eer U vir hierdie dag. Ons loof en ons prys U. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Jotewawei. Amen. Shalom, maats.